Natalie Jane met Sabotage, Groot FM 90.5, is ontbyt met Dippie en Nina. En wat 'n voorreg, sommer so op 'n Dinsdag, 'n koue Dinsdagoggend, het ons een van die warmste kunstenaars in die land, Demi Lee Moore, wat by ons kom kuier. Môre Dems. Môre. Hallo. Dems. Dems. Al my familie en soos my regte vriende noem my Dems. Ons Ons is nou regte. Nee, ons is nou regte vriende. Weet jy wat voel ek? Kom ek sê vir jou, hoekom doen ek dit? Mense het my al gevra, hoor, ken jy die mense? Dan sê ek soos, ek en jy het al ontmoet by Danny se studio en ons sussie hulle se huis en so ons is nie, dis nie asof ons mekaar nie ken nie. Ja. Maar like ons het nou nog nie gebraai Ons het nou nog nie gebraai. Ja, which is different, maar ek voel altyd as jy iemand op hulle naam noem, is jy of glad nie wat jy hulle ken nie, of jy's kwaad vir hulle. Verstaan jy? En ons is nie een van die twee nie. So it's like casual in mekaar. So ek het so ding, want my regte naam is eintlik Demi Moore. Die Lee is nie eintlik deel van my naam. Dit het net gevloei want daar was reeds 'n aktrise met die naam Demi Moore en ek wou my naam behou en toe gooi ek 'n Lee daarin. So as iemand my bel en hulle gaan, is dit Demi Lee? Dan sê ek nee, dan weet ek jy ken my nie, want op papier is ek Demi Versagie nou. So die feit dat jy, as jy sê Demi Lee, dan is ek soos, wat jy my nommer gekry. Ja, van waar kom jy? Julle bel dan weer van die huisgenoot, nee, wat het ek nou gedoen? Ja, wat ek nou verkeerd gedoen. Dis gewoonlik die ding. Nee, maar so het jy nou gesit, het Demi Lee net gekom? Of het jy gesit en Demi Lee was? Nee, so dit was, ek het eers gesing onder Demi Moore. En ja. Obviously die reaksies was maar snaaks en dit is net sowel jy weet, kies nou 'n baie bekende naam en jy gaan ja, sing nou soos as iemand Britney is, dis weird. Ja, as jy nou Bruce Willis gaan wees. Nee, ek wil John Claude wees. Verstaan jy? Maar mense gaan wees soos okay en almal het my heeltyd gevra, "Sit jou stage naam?" Dan ek sê ek gaan hierdie nie kies nie. Ja. En my suster het iemand geken wat Demi Lee was. Ja. En dis ek soos wel dit werk want dan hou ek my naam, ek hou my van. En hy klink bietjie country. So. Ja. toe probeer ek dit uit en ook ja, ek onthou ek was Idols toe vir die 100ste keer en toe het hulle iets ook gesê oor my naam en toe sê ek soos nee, kom ons verander dit. Kom ons doen iets anders. Moes jy soos 100 keer gaan Idols doen met jou talent? Ja. Rare. Ja, en ek het nêrens gekom nie. Dis verskriklik traumaties. Nee, dis karakterbou. Dis goed. Dis jy leer jouself ken en dankie tog want Jesus, as ek terugkyk, ek het gedink soos jy weet ek sing nou so goed. Hoorie, as ek terugkyk is ek soos dis baie ek's dankbaar. Dankbaar dat dit toe uitgewerk het want dit sou probably uitgevissel het. Ja. As ek was 7 keer Idols toe en ek dink dit net 2 keer ooit tot by die judges gemaak en ek het dit 2 keer deur gemaak soos verder. En die heel laaste keer toe ek eventually 70 geëindig. Soos nou maar aanhou en elke keer bietjie en dis eintlik hoe ek vir Appel ontmoet het. Ek was 19 toe ek en hy albei Idols gedoen. Toe word ons net op 100 uitgegooi. En dis eintlik dis so crazy. Dis belaglik en ek was supersterre toe. Maar ek moet sê dit maak sin as jy sê, jy weet, 'n verskietende ster vissel vinnig uit, maar as jy vir iets moet werk, dan waardeer mense dit soveel meer en jy het daai diepte. En tussen Idols en die kontrak het ek in hotelle gesing in die Kaap. Ek het toe begin, ek was geforseer om sagter te sing, want as ek terugluister na my ou goeters, asseblief moenie gaan luister. Was jy wild? Ek was net belter. Jy voel net jy wil soos heeltyd wys hoe hard jy kan sing. Ja. En daar's soveel meer nuances, karakter en hoendervleis oomblikke as jy net bietjie terughou. En dit het ek geleer deur in die hotelle te sing. Soos daai wat ek doen in Amanda as ek so met ek so in my falsetto in switch. Ek het dit geleer deur in die hotelle te sing want ek moes terughou. En dit het amper nou soos 'n signature van jou geword. Absolutely. Ja. Dankie tog vir dit. So dit wys jou net die Here plaas jou in op 'n pad. Absoluut. Sekere dinge moet jy maar deurgaan om eventually ek dink uit te kom. Wel, ek is net so bly jy het die roete gegaan wat jy gegaan het en dit was jou paadjie wat uitgesit is want ek meen hoeveel van die Idolsterre weet jy nog is nog relevant of weet ons van? Dankie. Min.
Ons praat so nog so nou en dan met ou Heinz. Maar dis ook hoekom omdat hy nou net 'n pastoor. Dis nie oor sy sing nie. Exactly. Hoorie so, maar ek het baie wat ek met jou oor wil gesels, want ek meen julle was nou al bietjie oor see gewees, julle was nou weer oor see. Ja. Jy's amper half meer in die buiteland as wat jy hierso in Suid-Afrika is, man. Dit was nie toevallig. Ek weet nie wat in Junie gebeur het nie, maar die liedjie het uitgekom. Ek was eers in Suid-Afrika nie en toe ek hier vir soos 7 dae, 4 shows en daai 7 dae gedoen en toe is ons weer op pad. Jy sien. So ons sal nou verder gesels met Demi Lee Moore. Sy is saam met ons in die ateljee vandag en dan na haar nuutste enkelsnit wat vroeër in Junie uitgekom het, sal ons bietjie oor gesels ook nou. So Rikus Nel met Jag en Vis van Groot FM 90.5. Ontbyt met Dupie Nina saam met ons in die ateljee, Demi Lee Moore, en ons gaan bietjie met haar gesels oor haar nuutste enkelsnit wat 'n bietjie vroeër laas maand uitgekom het. Maar jy het nou so genoem die naam Demi Lee Moore het baie meer country geklink en jy was nou self bietjie in Nashville tyd gaan spandeer daar, sang gedoen saam met Rowan Ash. Sal jy ooit bietjie gaan wortels skiet daar in die country, hoe kan ek sê, Mekka? Ja, yes. Ons het juis oorgegaan om te gaan kyk, jy weet, wat se geleenthede? Ja, en wat gaan nou aan en ons was met oop arms ontvang by Warner Music Nashville. Hulle was so en hulle het 'n skryfsessies vir my gereël aan daai kant en ons het toe eintlik 'n baie lekker liedjie geskryf wat ek later die jaar gaan uitbring. Coming up. Ja, ek dink dit was net want ek het jy gaan kyk want ek is al ouer en ek weet die groot ding is ek dink as jy wil oorgaan en dit gaan probeer maak soos jy moet jonk wees en lus wees nog vir die nie dit nie, ek dink nie soos nou net 'n baba gehad het nie. True. En I mean dis net ek wat op 6 maande swanger gaan Nashville toe gaan en gaan kyk wat ek kan doen, maar dit eintlik toe baie goed uitgewerk. Alles wat ons wou doen het ons toe gedoen daarso en ek het net rondom my gekyk en jy weet almal is baie jonk en jy weet die meisies ek weet jy, hulle dra baie min klere en ek was net soos jy nou skanky. Nie skanky, net sexy. Kom ons sê sexy. Maar dis ek soos wat gaan my rol wees? Ja, waar gaan ek hier inpas? Want dis maar die groot ding, dis iets wat ek ook baie lank gesukkel het om USP uit te figure, selfs in Suid-Afrika, waar pas ek in? En toe besef ek maar, ek dink die feit dat ek 'n vrou en 'n ma en al daai dinge is presies wat ek moet weet. Verstaan jy? Dit is waar dis my baan. Jy weet en toe skryf ons 'n liedjie met die naam Housewife wat gaan oor, jy weet, ek is nie net dit nie. Want ek dink mense voel baie keer en ek het dit baie gehoor, jy weet, sodra jy 'n kind kry toe ek trou, jy weet, dan is dit soos half okay, jou tyd raak nou min en as ek soos maar en ek kan dit nie verstaan nie want ek sê soos hoekom? Jy weet, dit begin nou eers. En dit is asof almal jou wil toemaak as hoe ouer jy raak of hoe en ek sê soos hoekom moet dit nou stop? Like hoe kan dit begin op 36? Ja, en dit wat jy vroeër ook na verwys het, is jy's presies waar jy moet wees waar die Here jou nou sit in hierdie seisoen. En ek het eendag, ek weet nie of julle ooit Tina Turner se dokumentêr gekyk het nie, maar toe sy wegbreek van Ike af, toe was haar carrière amper al verby. En toe sy Simply the Best en al daai goed uit, sy was 40. Toe sy daai album gemaak het wat haar wêreld en dit het my so inspireer want ek het altyd gehoor jy weet jy's te oud want ek was 28 toe ek die kontrak gewen het. Ek was nie 18 en ek het van 18 af probeer maar ek was eers 28. So ek dink dit het my so geïnspireer en toe sê ek soos dalk is dit presies waar ek moet wees. Jy weet 'n tipe anthem vir vrouens en mamas om net om weer te wys dit gaan nie jy hoef nou jou drome te stop nie. So ja, dit was ons Nashville trippie en ons gaan definitief teruggaan. Ek sien uit en ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ons gaan die liedjie daar buite sit en dan kyk waar val hy. Van net voordat ons gou by dit uitkom. Jy praat so baie. Ek het baie vrae. Hierdie girl kom kuier baie min by ons. Dink jy die Nashville kant is bietjie besig om na Suid-Afrikaanse kunstenaars meer te kyk as wat hulle voorheen het om te kyk vir moontlike talent om van hier af te kom daai kant toe? Ek dink met Rowan Ash se oorgang soontoe het dit definitief deure oopgemaak. Want dit het die kommunikasie begin tussen en obviously toe word Kuleski deur Warner gekoop wat beteken
jy weet, dis nou deel van die Warner pakkie. Ja. En dit het ook deur So dit sny half al die red tape ook 'n bietjie af. Ek dink so en ek het destyds met die kontrak het ek 'n liedjie van Cam gedoen. Sy's 'n Amerikaanse country sangeres en sy is letterlik die naaste mens ooit. En toe sy Suid-Afrika toe kom, toe sê sy vir my, kom sing saam met my in die stadion by die fees. En toe ek nou in Nashville was, toe sien ek alweer en almal is verskriklik oop en like kom ons skryf, kom ons doen dit, kom ons. Dis awesome. So ja, maar dis baie anders aan daai kant. Baie. Soos as jy musiek wil doen, jy maak nie geld nie, as ek dit in alle eerlikheid so kan sê. Ja, tensy jy nie heel boos sit nie. Jy gaan nie geld uit almal wat ek gesien het, wat ek nou So dis maar soos hier. Nee, wel, hier kry jy nog daarom iets. Ek weet nie, ek en jou lewenskoste is baie laag. Ja. So dis nogal iets wat ons opgetel het, want ek volg al hierdie 2 sissies wat sing en ek stap toe in 'n klerewinkel in en toe die een meisie, toe werk sy daar. En ek soos ek ken jou. Idol. Ek ken jou, soos jy sing sommer en sy sê ja en toes en 'n ander ouetjie wat ook gewerk het in die een bootwinkel waar ons was, wat saam met 'n groot kunstenaar toer. So dit is nogal interessant hoe dinge werk. The struggle is real. Ja, dit is en daar's baie meer ook wat ja, en probeer. ek is ook baie realisties. Daar is daar's duisende mense wat baie beter sing as ek, verstaan jy? En die ding is net you just never know. I mean, jy kan probeer, en ek is baie positief en jy weet as dit die pad is wat vir my uitgelê is, dan gaan dit mos uitwerk. En if not, dan het ons 'n baie lekker liedjie geskryf in Nashville. Ja. So jy het nou so verwys na jou ma wees en toe jy nou getoer Mauritius toe ek sien Bobby was daar en is dit 'n klein travelertjie? Hy is, nee, ons het op 2 weke was ons Kaap toe en ek was so bly vir dit want ons het van die begin af het ek met hom gevlieg en ek het alleen met hom Amsterdam toe gevlieg. Dankie tog dit was 'n nagvlug want hy het meeste van die vlug geslaap en ek was so bly want ek was so bang. Maar jy moet net go en my travel easy. Ek is baie gelukkig as dit kom by dit en hy slaap lekker en behalwe gisteraand, ek weet nie wat gebeur. Ek dink is oor hy sny nou 'n tand of iets, maar wow, ons was elke uur wakker. En ek ken dit nie want hy want hy slaap. Hy slaap in Mauritius, hy het enige plek geslaap. Ons het so travel prampie en jy weet as hy nou wil nap dan sy oggendnappie dan het hom net daar gevat langs die swembad so. Ja, hulle slaap lekker met daai water wat so ja, en musiek, hy sal so gewoond daaraan. So hy kan letterlik enige plek slaap en ek is dankbaar vir dit want ek het gesê hy moet by ons inpas en hy doen nogal lekker, shame. Ja, tot hulle begin kruip en loop en die wêreld vol gaan en dan pas jy maar aan by. Yes, hy wil nou teen als opstaan. Ons is net heeltyd so om hom. So jy's nou hier vir jou nuwe liedjie soos wat jy sê wat gedrop het toe jy nie eers in die land was nie. Ja. Daai gevoel. So vertel ons 'n bietjie van die song, waar kom hy vandaan? Hoekom nou? Ja, hierdie liedjie is al, ek dink in 2023 vir my gestuur. Dit was geskryf deur Johan Oberholzer en hy is nou nie meer met ons nie. Die man wat verantwoordelik was vir meeste van my liedjies. Yes, ek was so konflikte toe hy dood is want ek was soos ek weet nie lekker wie Demi Moore sonder Johan nie want ek voel Johan het presies geweet waar om my te plaas in die mark toe hy vir my begin liedjies skryf het. En ja, hy het hierdie liedjie gestuur in 2023 oorspronklik en dit was 'n baie stadige liedjie op 'n klavier en ek was nie mal daaroor nie. En forward 'n bietjie toe ons 'n bietjie vinniger gemaak, rondgespeel en toe voel ek net nou is die regte tyd en nou is dit so 'n lekker liedjie vir my en dit wys net wat 'n paar veranderinge kan wat 'n beat kan doen. Ja. So behalwe nou vir daai gevoel ons gaan sommer eindspeel met hom, maar jy het nou so bietjie ons geterg en gesê daai sang wat jy geskryf het in Nashville dis op pad later hierdie jaar. Is daar nog 'n paar bangers waarvan ons kan uitsien? Ja, ek dink so. Daar is nog 'n liedjie wat ons ook eintlik al 3 jaar terug opgeneem het, maar ek het besluit om hom nie uit te bring nie en ek het want hy's baie meer in daai gevoel se rigting en dit was ook die laaste liedjie wat ek en Johan ooit saam geskryf het by my huis. En
Die liedjie se naam is Groener. So ek wil hom graag, ek dink dalk volgende uitbring, maar ja, ek is baie opgewonde oor daai gevoel want ek voel dis 'n nuwe rigting. Is baie meer poppy. Ek was bietjie bang om so dansie te gaan, maar ag, hoekom nie? Dit. Kyk ja, hoekom dan nou nie? Ek voel net as jy iets voel en dit voel lekker, doen dit. Dan jy daai gevoel en dan moet jy maar go met dit. Exactly. Liedjie gewys. Fantasties. Ja, exactly. Hoorie Demi, altyd 'n plesier. Dankie dat jy kom inloer het. Ons sal hierdie ook podcast natuurlik as jy na die tyd die gesprek wil gaan luister, maak gerus so. Hy is al 'n rukkie uit. Hy het al 'n paar keer gespeel hier by ons, maar ons gaan vanoggend uitspeel met hom. Daai gevoel, Demi Lee Moore op Groot FM 90.5. Groot FM 90.5